Hallo julle, vandag kyk ons na die vergelyking van 'n raaklyn. Nou, ek het hier 'n parabool geteken, funksie f, en hier is 'n punt P met x-koördinaat A en dan y-koördinaat f van A, en by daardie punt het ek 'n raaklyn geteken. 'n Raaklyn raak aan 'n grafiek by slegs een punt. Goed, dit gaan oor die vergelyking van die raaklyn vandag. So ek weet dat die vergelyking van 'n raaklyn gelyk is aan y is gelyk aan mx plus c, want 'n raaklyn is 'n reguitlyn. Verder weet ek dat m die helling of die gradiënt van die lyn sal wees. En gewoonlik het ons m uitgewerk deur die verskil in y-waardes van 2 punte te vat en dit te deel oor die verskil in x-waardes. Maar ons probleem nou is dat ons slegs een punt het. Ons het net die punt P. Dit beteken dat ons nie hierdie kan gebruik nie. So ons moet 'n ander plan maak. En nou ja, ons is besig met differentiaalrekene, so natuurlik gaan die plan differentiaalrekene wees. Ons het in die heel eerste video gesê dat die afgeleide in 'n punt die helling van die funksie by daardie punt is. So as ek nou die afgeleide in die punt P uitwerk, weet ek hoe styl die funksie daal, want P is dalend, die funksie is dalend by P. So, as ek die afgeleide uitwerk, dan weet ek hoe styl daal my parabool. Maar, ons weet ook, want dit kom ook uit die eerste video uit, dat die helling van die raaklyn ook gelyk is aan die afgeleide in die punt. So, wanneer ons van raaklyne werk, gaan ons die afgeleide uitwerk, en dan eers die afgeleide funksie in die algemeen, en dan in die punt, sodat ons die helling van die raaklyn het. Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Goed, die skets toon die grafiek van f van x is gelyk aan x tot die mag 3 minus 8x kwadraat plus 5x plus 14. So die skets is reeds vir jou gegee. En verder sê dit, bepaal die vergelyking van die raaklyn aan f by x is gelyk aan min 1. Nou jy kan sien, min 1 hier is een van die x-afsnitte van die grafiek. So daardie punt is dan eintlik die punt min 1, 0. En by daardie punt wil ek nou die vergelyking van daardie rooi raaklyn gaan uitwerk. So ek gaan sê, kom ons begin deur net die afgeleide uit te werk, want ek weet ek gaan die afgeleide nodig hê. Daar is die funksie, dan vir die afgeleide, natuurlik gebruik jy die kortmetode, 3 kom vorentoe, nuwe mag is 1 minder, 2 maal 8 gee vir my 16, en nuwe mag is 1 minder. Ek hoef regtig nie daardie 1 daar te skryf nie. Ons weet almal dat die mag 1 is as daar niks is nie. So, daar is die afgeleide. Nou, ek wil uitwerk die vergelyking van hierdie raaklyn. En omdat dit 'n reguit lyn is, gaan my raaklyn wees y is gelyk aan mx plus c. En ek weet ek kan nie die formule vir 'n helling gebruik nie. Die afgeleide in die punt min 1, want dis waar ek die raaklyn se vergelyking bereken, dit gaan gelyk wees aan m. So, m is gelyk aan die afgeleide in die punt min 1.
So dit gaan wees 3 maal min 1 kwadraat minus 16 maal min 1 plus 5. En dit gee vir my 3 plus 16 is 19 plus 5 is 24. So nou weet ek my raaklyn is eintlik die lyn y is gelyk aan 24x plus c. En altyd wanneer jy net een onbekende het, en c is nou ons onbekende, dan gaan jy die koördinate van 'n punt op die grafiek invervang. En hierdie punt min 1, 0, lê op die reguitlyn en op die derde graadse funksie, maar hy is 'n punt op die reguitlyn, so ek kan min 1, 0 invervang, dan kry ek 0 is gelyk aan 24 maal met min 1 plus c, en dit gee vir my 24 is gelyk aan c. Dus is my raaklyn, y is gelyk aan 24x plus 24. Goed, die vraag het 'n tweede deel. Daar sy. Die skets toon die grafiek, ja, dis maar dieselfde grafiek. Daar sy. Bepaal die waardes van x waarvoor die raaklyn aan f 'n gradiënt van minus 11 het. So, as hulle vir my die gradiënt gee, hulle sê die gradiënt is minus 11, dan beteken dit die afgeleide is minus 11. En ek moet bepaal waar op die grafiek is dit. So, die afgeleide funksie, ons het hom al op die vorige vraag bereken, maar kom ons doen dit net gou weer. Dit is 3x kwadraat minus 16x plus 5. So, omdat dit 'n gradiënt is, moet hierdie afgeleide gelyk aan minus 11 wees. En dit gee vir my 'n kwadratiese funksie. So ek moet hom in standaard vorm skryf deur hierdie minus 11 by te tel. Dit gee vir my 16 as ek 11 bytel. En dit faktoriseer. Al 3 is 'n priemgetal, so 3x maal x is die enigste moontlikheid. Vir 16 is daar verskeie moontlikhede. Ek sien as ek 4 maal 4 gebruik, die tekens is dieselfde, albei is negatief. Dan gaan my middelterm, onthou die middelterm is altyd daai binneste 2 en die buitenste 2. Hier gaan ek kry minus 4x en daar gaan ek kry minus 12x. So dit is minus 16x. So dit is die regte faktore wat ek daar het. So dan is 3x minus 4 gelyk aan 0 of x minus 4 is gelyk aan 0. Dit gee vir my 3x is gelyk aan 4, so x is gelyk aan 'n 3/4. Of hierso x is gelyk aan 4. Nou ek wil graag kyk waar op die grafiek is dit, want ek wil net sien of my antwoorde sin maak. Nou ja, die x-koördinate is vir ons aangedui as min 1, 2 en 7. So 1 is daar ongeveer, dan sal 'n 3/4, so ek nou maar raai ongeveer daar wees. En as ek 'n raaklyn daaraan trek, gaan dit so ietsie lyk. En 4, wel daar is 2, so ek sou dink 4 is ongeveer hier. En dan trek ek hier 'n raaklyn, so albei hierdie lyne is inderwaarheid ewewydig, want hulle het dieselfde gradiënt. Die gradiënt is minus 11. En my antwoord maak sin, want
my funksie is dalend hier, my negatiewe hellings moet in hierdie gedeelte van daai draaipunt af tot by hierdie draaipunt wees.